Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Christel Cornelissen sluit by ons aan vandag en sy het gou-gou winkel toe gehardloop en vir haar 'n denim gaan aantrek vir internasionale denimdag. Het jy gehoor? Ek hardloop nêrens heen nie. Okay, sy het geloop stadig. Gelukkig het jy nie 'n low cut jean aangehad nie, anders sou jy regtig nêrens heen kon loop nie. Hoorie so ons begin met die EMF wat bekommerd is oor die BTW drama dat dit die tesourier gaan dwing om te skerp te besnoei. Ja, met die klem hier op te skerp, nee. So ek moes amper vir EMF sê join the club. Ons is almal so klein bietjie bekommerd oor die BTW drama. Nou, wat hulle sê is iets wat verskeie politieke partye al geruime tyd sê en dit is dat ons moet besnoei. So ons het nou die naweek was daar 'n amptelike hofuitspraak gewees, daar's bevestiging die BTW verhoging gaan nie voort nie. Nou moet hulle probeer om die tekort op te maak. Ek dink hulle praat van 75 miljard. Ja. So waar gaan dit vandaan kom? So nou gaan ons moet begin met besuinigingsmaatreëls. Nou dit is iets waarvoor partye soos die DA al geruime tyd vra is. Ons moet terug en ons moet gaan kyk waaraan bestee ons geld. En dis iets wat teen ek wil nou sê die regering, want die regering van nasionale eenheid, dis iets waarteen sommige partye in die regering van nasionale eenheid geweldig vaskop. So wat hulle sê is dit gaan byvoorbeeld maatskaplike dienste raak. Afdelings wat ons nie kan bekostig om te besnoei nie. En ek dink mens moet nie die punt mis nie en ek dink ook mens moet dit sien in wat die EMF sê. Daar moet nie te skerp besnoei word nie, maar dat ons gaan moet kyk na besuinigingsmaatreëls is so. En een van die redes hoekom hulle die hele tyd nog sê is nee, ons kan nie besnoei nie is omdat hulle praat van die frontline dienste, onderwys, toelaag, gesondheidsorg. Dit is nie die enigste plek waar jy kan gaan besnoei nie. Inteendeel, dis juist waar jy nie moet gaan besnoei nie. Hulle praat hier van baie ander goeders. Byvoorbeeld spysenering, reise. Jy weet dit is iets dat as jy jou eie huishoudingsbegroting hanteer, is dit iets wat eintlik half natuurlik kom vir jou. So as ons sukkel met 'n begroting hierdie maand, gaan ons nie met vakansie nie. Daar was nou heerlik of gaan ons nie 'n nuwe kar koop nie. Of ons gaan nie 'n nuwe kar koop nie, of ons gaan nie 5 nuwe karre koop nie. Of ons gaan nie miljoene rande onthaal wanneer ons eintlik 'n vergadering moet hou om oor die land se maatskaplike toelaat te praat. Ons kan 'n vergadering hou, ons hoef dit nie in 'n konferensiesentrum te hou nie. Ja. So ek weet nie die kind met die badwater uitgooi nie. Wanneer jy praat van besuinigingsmaatreëls, is daar werklik plekke waar daar bespaar kan word. En nou praat ons nie eers van korrupsie, verkwistende besteding, geld wat in die drein afgespoel word en niemand kan enigiets daarvoor wys nie. So die EMF is hy waarsku jy moet nie te skerp besnoei nie. Wat heeltemal waar is, wat hulle sê is as daar te skerp besnoei word, is daar later 'n rimpeluitwerking. So jy voel die uitwerking later. En dis glad nie, ek dink nie dis wat enige iemand van ons sê nie, maar ek dink enige iemand met common sense sal vir jou sê die begroting is knap, gaan kyk na waar die leakses uitgehaal word. En ek dink in ons land is daar baie plekke waar nie noodwendig vir gewone Suid-Afrikaners nie. Ek dink gewone Suid-Afrikaners het al gewoond geraak daaraan om te besnoei waar hulle kan. Gaan vra mense wat karre verkoop. Jy praat van ons koop nie 'n nuwe kar nie. Mense hou baie langer vas byvoorbeeld aan hulle karre. Of hulle laat maak dit reg eerder as om dit te vervang. Dit is lesse wat die regering dalk hulle kan dalk net in die straat afstap en vir iemand gaan vra om vir hulle te help. En ek dink Suid-Afrikaners is keelvol en wil so graag sien, veral die wat nie 'n verhoging BTW kan bekostig nie, wil sien dat die mense wat veronderstel is om na ons belange te kyk, nie bo hulle vermoëns leef en onnodige geld spandeer, wat ook in die drein afgaan, of in partytjies afgaan, of in luksede, of in travel, of in wat ook al afgaan. Ek dink regtig, dis 'n groot behoefte van Suid-Afrikaners om te sien dat daar eerste daar besnoei word. En dit sal lekker wees om te sien. Amper sê ek amen. Halleluja. Dit sal dit graag wil sien, ja. Die EFF wat sê dit is Ramaphosa wat ons in die eerste keer in hierdie gemors laat beland het en hulle sal enige mosie van wantroue teen hom ondersteun. Inderdaad so. So die EFF was een van die partye wat saam met die DA was hof toe gewees om die 0,5% verhoging te gaan stuit. So ek het ons nou gepraat, dit is nou gestop. Nou wie se skuld is dit nou? Ino Godongwana as minister van Finansies, jy weet hy is
'n politieke ontplooiing. Hy werk vir baas. Wie is sy baas? Cyril Ramaphosa is sy baas. En dan werk Cyril Ramaphosa vir 'n baas. Ons almal het maar iewers iemand wat ons touwtjies trek. So wat die EFF sê is hulle sal 'n mosie van wantroue teen Cyril Ramaphosa steun. Wat Julius Malema sê is hulle gaan dit nie indien nie. So hulle toets 'n bietjie die water en dit proe nog nie wantrouig nie. So wat hulle sê is weet as iemand anders dit doen, sal hulle dit steun. Hierdie is 'n ek wil sê 'n kwaadlik bedekte waarskuwing vir ons president, maar dit is nie so kwaadlik bedek nie. Die ANC gaan vinniger moet leer, is my gevoel. Elke keer hoor mense weet die ANC besef nou hy regeer nie alleen nie. Die ANC besef nog nie hy regeer nie alleen nie. Want hy het tot dusver met alleen regeer weggekom. Toe hy nie sy sin gekry het met die BTW verhoging nie, het hy buite die RNE gegaan en gaan steun soek daarvoor en toe word dit deurgevoer. Toe gaan ons hof toe word dit gestop. Nou wat? Nou wie se skuld is dit? Wat meneer Malema sê is, weet die sakesektor moet ek wil sê voorbrand maak vir die finansminister se ek weet nie afdanking, bedanking. Iemand het ons in hierdie gemors gekry. Iemand moet ons nou uit hierdie gemors kry. Wie daai iemand is, iemand moet iets doen. Dit voel vir my of ek ook die blame bietjie wil lê by politieke partye wat gedink het aan hulle eie gewin en wat hulle uit kan minslaan eerder as die mense. So ja, die minister van Finansies het die besluit gemaak en ja, die president ook. Maar toe het ons soveel politiekery gesien in die media afspeel dat mense ook die blame by die politieke partye moet lê wat nie om 'n tafel kon sit en volwasse gesprekke kon gehad het om te gaan hoe gaan ons vorentoe nie, dat ons in die hof gedraai het en dan selfs na die hof al die politieke partye gesê het dis te dank aan hulle dat die BTW afgeskaal is. Elke liewe ene is nou 'n wenner. So eintlik mense het net gewag vir die regters om ook 'n tweet te stuur. Dis eintlik ons gewees. Maar so my die actually blame hulle almal lê eintlik meer as net een persoon, want julle het ons geval. Julle die RNE het ons geval. Al die politieke partye wat hier uit munt geslaan het, voel ek het iets te doen gehad daarmee, want op hierdie stadium julle ek weet nie was goed in die publiek laat was dat die rand geval het. En so ja, ek verstaan, die minister was redelik hardkoppig en gesê ons doen hierdie, maak nie saak wat nie. En Cyril het dit goedgekeur. Maar ek sê so niemand voel vir my of hulle heeltemal onskuldig was in hierdie behalwe eintlik niemand is jammer genoeg volgens niemand is jammer genoeg nie. Hulle almal is nou jy beskik ons het gewen. Nee. Ek sê jy het gewen. Nie een van die klein partye nie. Die IMF het in die vorige brug ook verwys na politieke volwassenheid. En dit is iets wat ons nie het nie. Ons gaan daar kom. Ons sukkel nog bietjie. Ons leer ook hierdie is 'n leergeleentheid. Ons leer nie so baie vinnig nie, maar ons gaan leer. Julle moet net geduldig. Julle is so ongeduldig. Nee, maar ander vraag is, sou daar 'n mosie van wantroue in die president wees? Dan sal die adjunkt president intree intussen tyd. Wat nou interessant dan sal nou wees, maar ons weet ook die EFF en die adjunkt president is maatjies. Sou hy die president word, baie studies wys wel dat die ANC se goeie vordering te doen steeds te danke aan Cyril. So as hulle hom ook verwyder, dan wonder ek ook nou wat gaan die rand doen en dan is ek amper meer bekommerd oor ons adjunk wat dan ons president gaan wees. Jennifer, jy is baie bekommerd vandag. Luister, daar's goed waar ons beheer het en daar's goed waar ons nie beheer het nie. Ons gaan in 'n verkiesing in oor 'n paar jaar, dit is waar jy beheer het. Ja, ek weet nie, mense van my sê jy kan nie hoop vir die beste, hope is not a strategy. Maar partykeer voel dit vir mense of jy net so 'n bietjie met hoop vir die beste. Wat jy moet onthou is, sou Cyril Ramaphosa argumentshalwe met 'n mosie van wantroue verwyder word en sy adjunk argumentshalwe neem oor. Jy moet onthou in sy agterkop gaan hy weet hoe hulle van sy voorganger ontslaag geraak het. En dit is dieselfde met Cyril Ramaphosa. Jy weet, verskeie van sy voorgangers is herroep. Ja. So as ons nou kom by 'n situasie waar ek is die president en ek weet die steun in die parlement is van so 'n aard dat ek wel met 'n mosie van wantroue verwyder kan word. Hoe gretig dink jy gaan mense raak om hand op te steek? Ja. Jy gaan dalk jou werk moet begin doen. Want hulle kan van jou ontslaa raak. Dit moet in jou agterkop wees. So Cyril Ramaphosa moet ergens in sy agterkop weet hulle kan van my ontslaa raak. Ja. En sy opvolger gaan moet weet, jy weet wat met die vorige een op die troon gebeur het. Wat dalk nie 'n slegte ding is nie. Ek wil net sê die politieke ry
grens aan 'n sirkus omdat die RNE maak dat alles nou op die verhoog gebeur. Niks gebeur meer van die kant af nie, nê? Maar tog help dit dat mense mekaar aanspreeklik hou. Ek hou tog daarvan. Soveel so dat dit op die einde die BTW ding verander het. Ja, ten koste van baie goeders, maar nee, dit moet. Mense staan ten minste meer op, voel dit vir my as in die verlede. Elke vergadering tussen die RNE-vennote hoef nie in die openbaar af te speel nie. Ja, dit is so, want daar word hard gepraat en daar word mooi gepraat en so alles hoef nie op 'n verhoog te wees nie. Dat baie daarvan moet wees. Jy weet, as jy jou kruise getrek het agter 'n party se naam, dan wil jy weet hoe hulle besig is om te onderhandel binne die regering van nasionaliteit. Dit sou vir my belangrik wees. Ek wil weet of kan ek die party vir wie ek my steun gegee het vertrou. En as alles agter geslote deure gebeur, gaan ek nie weet nie. Terugtigheid. Dit is wat 'n mens wil hê. Ook met die begroting. Ek is wel baie bly dat die BTW my nou nie so erg gaan raak nie. Vir Julle wat dit paar nuwe werd SMS'e gekry. Daar's baie mense wat baie nagte gewerk het om hierdie reg te kry nou. Weer baie nagte moet werk. Ja, om dit weer reg te stel. Te kry. Ja. Nou ja, toe iets wat ook onreg gekry moet word is die onreg teenoor die elektrisiteit in Spanje en Portugal en hulle sê dit is nie deur kuberaanvalle veroorsaak nie. Ja, 'n mens wil ek wil simpatie met hulle hê. Daar's 'n enorme kragonderbreking in Spanje en Portugal. Ek het gesien Spanje, halfte van die land is weer terug aanlyn. Daar's gepraat van 'n weerverskynsel wat dit veroorsaak is, dat hulle gesê het dis nie 'n kuberaanval nie. So klaar blyklik is daar, ek is nie 'n kenner nie, ek ken beerdkrag. As hulle my 'n fasie gegee het, sou ek beter gedoen het. So ergens is iets gekoppel en toe koppel dit nie lekker nie en toe gaan die ligte af. En hierdie lande het gespartel, hulle vervoerstelsels het tot stilstand gekom. Die fone het nie gewerk nie, mense kon nie kontant onttrek nie. Nou moet jy onthou, by ons in Suid-Afrika, weet hierdie klink vir my soos laas Woensdag in Garsfontein, die vorige Dinsdag, ook Maandag en gister in Silver Lakes, jy weet, so dit, ek wil regtig vir hulle jammer voel, want dit is baie sleg om oor te kom. Kyk, maar ons het baie beter hanteer, is so. Ja, hulle het daarom groter bestuursstelsels en hulle het geen voorsorg vir iets soos beurtkrag of kragonderbrekings nie. So daarom voel mense vir hulle jammer. Mense voel vir hulle jammer, so hulle krag afgaan, toe is dit chaos. Nee, hulle moes klein draadloosies gaan koop, letterlik draadloosies, want niks anders het gewerk nie. Ek dink by ons in Suid-Afrika is ons baie meer paraat. Weet, ons het watertanks en ons het maar geldjie iewers onder die matras. Op 'n vreemde manier gee dit my 'n chip op die skouer. Ons het batterye. Ons het baie goeie batterye, sonpanele, windturbines, ekstra flitsse. Ja, hier is baie kommerwekkend. Mense wil nie dit moet gebeur nie. Dit was chaos. Dit was regtig chaos. Veral die tennisope wat nou moes staak daarvan. Veral die tennisope. Ja, dit is my ergste. Het letterlik tot stilstand gekom, maar mense wil nou die tennisope was ook belangrik. Ja. So, waar begin ons? Die Suid-Afrikaanse troepe is uiteindelik besig om uit die Demokratiese Republiek die Kongo te kom. Ja, so julle sal onthou, ons het soldate wat daar ontplooi is as deel van die SAOG se sending in die Demokratiese Republiek die Kongo. So omtrent 'n maand gelede is daar toe nou besluit om hulle te onttrek. Dit het gevolg na die dodelike veldslag. 17 mense het gesneuwel, 14 van hulle was ons soldate gewees. Wat hulle nou begin onttrek. So mense kan jou kwaliek indink, weet watter groot operasie dit moet wees om hierdie mense en al hulle toerusting, en dit is 'n belangrike punt om van kennis te neem, is dat hulle met hulle toerusting onttrek. So van tevore was daar kommer geweest dat hulle dalk al hulle toerusting gaan moet los. Jy weet, ons praat nie van 'n paar hardlooptekkies en jou bord nie. Jy weet, dit is groot goed, dit is kragopwekkers, dit is watertanks, jy weet hulle duur goed. Peperduur. So wat hulle nou begin het, volgens hierdie bron en Erika Gibson se bronne is altyd onberispelik, is hulle die bevel gekry hulle moet begin oppak. So die M23 troepe hou 'n wakende oog oor hulle. Jy weet hulle was half mense sal sê gevange gehou in hulle kampe na die vorige groot veldslag, maar hulle word nou toegelaat om te onttrek en hulle doen dit pad langs. Van waar hulle dan ook obviously uitgevlieg gaan word. Ja. Nou daar's groot vragmotors en goed, maar hierdie goed gaan pad langs dit wat nie kan ry nie, word agterop vragmotors gelaai. Dis dalk goeie nuus,
Weet ons het 'n baie duur prys betaal vir Suid-Afrika se betrokkenheid in die DRK. En ek praat nie van geld nie. Weet ons het in menselewens betaal. So ek sien een van hulle sê hulle is bly om te kan huis toe kom waarvoor 'n mens begrip het. Natuurlijk. Hulle kom huis toe en hulle kom met 'n toerusting. So miskien is hierdie iets wat ons met bestekopname neem en sê moes ons daar wees, ons was nou daar, wat kan ons in die toekoms beter doen? Presies. Kry hulle by die huis, kry hulle veilig by die huis, kry ons goed by die huis en dan begin ons weer. En dink mooi voordat mens met soveel moeite en ten koste van lewens troepe na 'n plek toe stuur, want wat het dit vermag? Ja, mense kan nou vra wat het dit vermag? Jy weet daar's verskillende sienings daaroor. Mense kan nie net ander pad kyk as daar onreg om jou gepleeg word nie en ek dink dit gaan waarskynlik die argument hier wees. Ek dink mens moet jy moet jou risiko's bestuur. En dan jy weet as die weermag se leiers sê ons is nie toegerus hiervoor nie, dan bly ons daar uit. Dan moet politici luister of as die weermag sê yes, weet ons kan alles wat ons het kan ons hier ingooi, laat ons gaan. Ons moet luister na mense wat weet. Dan moet die nuwe paus nou gekies word en almal wonder hoe werk die proses. Ja, nou almal is nou nie grootste aanhangers van die paus nie. My argument is, jy weet, ek hoef nie 'n katoliek te wees om die simboliek en die tradisie hiervan te waardeer nie. Dit is vir my geweldig interessant. Ek het die naweek die begrafnis gekyk. Jy weet, dis eeue oue rituele. So Paus Franciscus is nou begrawe. Nou begin die proses vir 'n verkiesing van 'n nuwe paus en dit gaan op 7 Mei begin. So dit is 'n baie groot ding. Die kardinaals moet nou bymekaar kom. Ja, dit is net vreemd dat mense moet sê diegene onder 80. Ja. Dis hulle tree dalk nie op 64 af nie. So hulle praat van 150 wat moet stem. So dit gaan op 7 Mei begin het. Hulle gaan agter geslote deure. En jy weet dan het hulle nou maar woeker daar agter die skerms. So vir 3 dae, as hulle na 3 dae nie 'n nuwe paus kan verkies nie, dan neem hulle 'n breek vir 'n dag, hulle besin, hulle bid. En dit is dan nou ook waar die 2 roke vandaan kom. So as dit swart rook is, dan weet ons daar's nog nie 'n nuwe paus verkies nie, want niemand van hulle kom uit nie. Ja. Hulle bly agter hierdie geslote deure en as hulle 'n paus kon verkies, dan is dit die wit rook wat by die Vatikaanstad uitborrel en dan weet ons goed 'n nuwe paus is gekies en dan kom hy na vore. So die eerste keer wat hy uitloop, is dan die eerste keer wat ons weet wie dit is. Ons weet nie vooraf deur een of ander rooksein wie dit is en dan kom hy uit nie. Dis vir almal 'n verrassing behalwe vir die wat daar binne was. Ja, daar word 'n aankondiging gedoen. O, goed. Nee, so daar's 'n tussentydse hoof van die kerk. Ek wil nou vir jou sê, so almal het nou hulle stem, beurt, en dan gaan hulle bid. Terwyl hulle aangaan, hoe weet ons of 'n besluit geneem is? So dis die swart rook en die wit rook. Ja. En dan kom iemand uit en kom sê, goed, hier is iemand, dit is die nuwe paus wat gekies is en onthou hy moet dan ook sy naam kom aankondig. So ek dink hulle praat van sy kamerheer. Ja. Kom uit, sê goed, daar is 'n nuwe paus, dis nou in Latyns dink ek. Ja. En dan kom die nuwe paus. Die nuwe paus kom dan uit en hy groet dan die skare en dan die volgende binne 'n paar dae is daar nou 'n mis wat gehou word. So dis 'n interessante tyd wat vir ons voorlê, weet hy met sy naam kies. Ek dink hulle sê ook ja, want hulle praat ook van Paus Franciscus was in 2 dae gekies, so dit was redelik vinnig, maar hulle praat van ek dink die langste was dit 3 jaar of iets wat hulle gevat het om een keer een te kies. So maar dit was nou lank terug. Meeste kardinale op hierdie stadium dink ek is Italiaans, Italië die meeste en dan was daar ook nog 2 Europese lande dink ek wat die tweede en derde meeste het wat bietjie beïnvloed weet wie volgende moontlik gekies word. As ek reg onthou is die meeste pause is Italianers. Ja, alles ook Italianers. Wat sin maak as jy nou kyk hoe die syfers lyk. Interessante tyd wat voor lê. Soos ek sê, ek geniet die tradisie en die rituele. Ja, dis baie interessant. Dis soos om die royals dop te hou vir my. Heeltemal nie. Amper. Goed, dan what is at stake? Wat gaan aan met die vleispryse? Ek geniet daai kop van nuus in die voorgeweldigde stakes haai. Die pryse ook. So dit gaan oor die prys van vleis wat hoër word. Spesifiek dan op beesvleis. So wat hulle sê, daar's 'n gebrek aan slaggereed beeste. Letterlik, slaggereed. Letterlik, ja. Baie reën geval die laaste ruk, so
die boere sukkel om by hulle vee uit te kom, dis sopnat oral. Mense ja, dit is erg. Insetkoste die afgelope ruk aanhou styg. Dan was al verlede jaar nog 'n droogte, weet baie van hulle kom nog uit daai droogte uit, mense wat hulle diere laat slag het, omdat dit eenvoudig te duur geword het om hulle te voer. So daar is 'n bietjie van 'n knyptang. Ja, wat verbruikers waarskynlik gaan voel. Ek sien van die kleiner slaghuise sê, weet hulle gaan die pryse moet deurgee. Die groter supermarkte sê, weet hulle probeer vir so lank as moontlik pryse bestuur. Ja. Jy weet maar as 'n ding se prys met hulle praat op sommige plekke van tot 30%. Iemand gaan moet betaal daarvoor en dit gaan ons wees. Dit gaan nie boere wees nie, dit gaan nie supermarkte wees nie, dit gaan verbruikers wees. Maar die boere het ook erg skade gelei. Dit was my interessant geweest nou met al hierdie reën om te leer dat mens byvoorbeeld 'n tipe van by skape 'n siekte kan kry wat soos 'n tipe muf is wat vorm in die wol as gevolg van so baie reën en dan verloor jy natuurlik ook baie van jou skape en baie boere en inwoners het ook skade gelei in byvoorbeeld plekke soos Bloemhof met die oorstromings, nê? Ja, inderdaad so. Groot hoeveelhede reën wat op baie plekke geval het. En dis maar die boere uiteindelik wat die prys betaal. Jy weet, hulle gaan nie 30% meer kry nie. Ons gaan moet beter reageer op hierdie goed. Jy weet, so wanneer dit een van 'n ramp byvoorbeeld die boere tref, moet daar hulp vir hulle wees. Weet, ons is een van die min lande in die wêreld waar ons boere nie sulke hulp kry nie. Ja, en hulle is die kern, die basis waarvan af ons voedselsekuriteit en alles kry. Dit is so 'n belangrike sektor. Ja, nee, ons moet na mekaar kyk, maar as jy verwys nou byvoorbeeld na Bloemhof, na die oorstromings, jy weet die sluise is oopgemaak die afgelope, dan hulle toe, dan hulle oop. Baie mense wat baie skade het die afgelope ruk. Ek weet, en dis ook hoekom mense moet kyk na waar jou geld heen gaan, sodat ons geld het wanneer hierdie soort van ramp ons tref, dat ons doeltreffend kan ingryp. Prioriteite. Ja, ek wil net sê, daar was ook artikels gewees oor mense in sekere areas in Bloemhof, Christiana wat ook onderdruk is, wat wel nie wil ontruim nie. Ek wil graag 'n beroep op jou doen as die owerhede vir jou sê ontruim asseblief tog jou huis. Ek weet dit is moeilik en ek kan myself nie eens indink in jou skoene te plaas nie, maar ek dink nie hulle sou dit onnodiglik net vir jou vra om te ontruim. Dit gaan oor ook lewensverlies. Lewensveiligheid, absoluut. Ja, mense wil veilig wees, selfs al is dit nie lekker nie. Ek sien hulle praat hier van huise is vol babers en visse en ander goed. Sjoe. Niemand wil dit hê nie. Dan van die nattigheid na die brand in Tafelberg omgewing. Ja, Jennifer het verwys byvoorbeeld na mense wat hulle huise moet ontruim as owerhede vir jou vra. Ons is baie wantrouig oor die owerhede. So as jy vir my iets vra en ek weet nie hoekom. Ja. Kaapstad groot brand daar, brande. Hierdie berig spesifiek verwys na die hoeveelheid oproepe wat ontvang is om diere te gaan help. Ek het gesien dit gaan nog aan. Mense wat ontruim, Sandpark het byvoorbeeld sê hulle is bekommerd oor mense wat nog steeds fietsryers wat nog steeds van die roetes gebruik. So hulle het gesê asseblief bly nou daar uit. Weet die brande word bestry uit die lug uit en op die grond. Weet dat ek nou uit die lug uit my water moet laat val en hier's iemand op 'n fietsie onder. En daai fiets se wielietjies is so dun. Dit is 'n probleem. So mense moet gehoor gee. Ek weet dit pas jou dalk nou nie om nie vandag te gaan fietsry nie. Maar ek dalk weer oor môre. Dalk 'n ander roete. Ek dink mens moet ook in gedagte neem dat hierdie brandweerman en vrouens hulle lewe opgee om te gaan veg en self daar is iemand in die hospitaal ook al. Ja. So hulle gee hulle lewe om jou veilig te hou. Jy wat besluit ek ignoreer jou want ek wil fietsry, stel ander mense se lewens in gevaar. So hulle werk as 'n span, hulle het 'n strategie, hulle weet presies wat hulle doen. En jy wat besluit ek gaan nou maar vandag in 'n geval daar gaan ry, is bevoeter almal eintlik op hierdie stadium. Hoeveel skade kan dit nou eintlik doen? Ja, nee. En ek dink jy moet regtig dink aan nie net jouself nie. Daar's 'n groter prentjie hier agter en weer eens alle gee hulle lewe om hierdie te doen. Hulle stel hulle lewe in gevaar. So respekteer dit. Spel, nee, jy weet hulle die brand moet bestry word om te keer vir mense se huise en soos jy sê dis lewe en dood hier hè. Kom ons help waar ons kan. Dan 'n lekker positiewe noot waarop ons afsluit en dit is bokram rassie en dit is nou nie die afrigter nie. Dit is 'n massiewe boerbok. Hy het meegeding teen ander bokke soos Driekus en ja, hy is vernoem na Driekus die bokser
En ja, die ander een is vernoem na Rassie, die afrigter. Is dit nie die mooiste ding nie? Hierdie een het 'n ander naam gehad. Hy is iets soos die Kalahari Red of wat sou se naam? Ja, dis 'n ras. Ja, dit is die wêreldskou vir boerbokke by die Bloemskou. So hulle praat van iets soos 1800 bokke wat daar gaan aanmeld. Om nou as die kampioen gekroon te word. Ek kan hierdie bokke so mooi. Hierdie se naam is Sergeant, ekskuus. Okay. Sy Hulle naam het is vreeslike Sergeant. interessante name. Hulle praat aan ander hiervan, daai is nou Rassie is Lucas Burger van Griekwastad se daar's Lady Di is baie mooi ooi. Dis pragtig, né? Nee? Lady Dooi. Ja, ek dink hierdie een se Rassie se pa is Faf. Pragtig. So hierdie bokke moet nou staan, hulle moet nou aanmeld, hulle moet gewas en geskrob en hulle hare moet gekwaf word. Ja. Hierdie bokke lyk vir my makliker in 'n bad as my twee eie Jesus, hoorie maar, hy sal moet die housepipe daar by hulle een hou inklim. sal hy my bad breek, hoor. Daai goed is massief. En dit is die wêreldkampioenskappe, né? Dit is inderdaad so. Dit Sjoe. is regtig van ons waarskynlik ons top boerbokke. Ja, dis baie lekker om te Dis sien. baie mooi om te sien. Ja. En hulle is pragtig en so skoon. Swisskoon. Net vir een dag. Baie dankie Christel, dit was lekker met jou te gesels. Dankie, mevrouens. Groete daar by Marula, hoor. Bly ingeskakel vir 'n gesprek oor 'n interessante en rare niersiekte. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.